Hoe gaan 'n storie van 'n tydskrifbladsy in Japan tot 'n absolute wêreldwye kulturele ikoon? Wel, vandag duik ons in presies dit. Die verhaal van hoe een jong, luidrugtige ninja, Naruto Uzumaki, die harte van miljoene mense reg oor die planeet gesteel het. So, kom ons spring weg. Reg, kom ons begin met 'n nommer. 250 miljoen. Dis 'n reuse getal, né? Wel, dit is hoeveel Naruto manga-kopieë wêreldwyd verkoop is. Dit alleen gee jou so 'n bietjie van 'n idee van presies hoe massief hierdie ding regtig geword het. So, dit bring ons by die eintlike vraag. Hoe op aarde het 'n storie oor 'n buitestander ninja dit reg gekry om so 'n wêreldwye verskynsel te word? Kom ons vind uit. Kyk, met 'n getal soos 250 miljoen, praat ons nie net van 'n suksesstorie nie. Nee, ons praat van een van die besverkopende strotiesprente ooit. Dit plaas Naruto reg langs die absolute groots in die geskiedenis. Maar om te verstaan hoe ons hier gekom het, moet ons heel voor begin. Soos met enige groot avontuur is daar 'n beginpunt. En vir Naruto was dit nie op 'n TV-skerm of in 'n fliek nie. Nee, dit het alles begin op papier. Kom ons kyk 'n bietjie na die manga, die fondasie waarop hierdie hele wêreld gebou is. Goed, so Naruto val in hierdie kategorie wat ons shounen manga noem, geskep deur die ongelooflik talentvolle Masashi Kishimoto. Maar die waar dit gepubliseer is amper net so belangrik. Dit was in die legendariese Weekly Shonen Jump tydskrif. Om dit in perspektief te plaas, dis soos om jou eerste liedjie op die grootste radiostasie in die wêreld te speel. Dit het Naruto van die staanspoor af 'n reuse platform gegee. En kyk net gou na hierdie tydlyn. Ons praat van byna 2 dekades. Van sy debuut in 1999 tot die laaste boeke jare en jare later. Hierdie ongelooflike lang lewensduur. Dis wat dit moontlik gemaak het om so 'n diep, loyale aanhangersbasis te bou. Mense het letterlik saam met hierdie karakters groot geword. Goed, so 'n suksesvolle manga is een ding, maar om 'n wêreldwye fenomeen te word, daarvoor moes Naruto tot lewe kom. Dit was tyd vir daardie kritieke sprong van die bladsy na die skerm. Dit was tyd vir die anime. En wie kry hierdie reuse taak? Wel, die veterane by Studio Pierrot en Aniplex, natuurlik. Hulle het 'n primetime geloof op TV Tokyo gekry. Dit was basies die droomspan wat die swart en wit bladsye sou vat en dit omskap in daai lewendige, aksiebelaaide wêreld wat ons almal vandag ken en liefhet. Nou, die anime reis self is in 2 groot dele opgedeel. Die eerste reeks, wat ons net ken as Naruto, volg sy kinderjare. En dan Naruto Shippuden, vat die storie verder soos hy ouer word. En hier's die maldeel. Saam het hierdie 2 reekse vir 'n ongelooflike 15 jaar lank sonder onderbreking geloop. 15 jaar? En dit was die anime wat die vuurhaatjie by die kruitvat gesit het. Dit was die begin van die wêreldwye ontploffing. Naruto was nie meer net 'n Japanse ding nie, hy was op pad om 'n internasionale superster te word. En die wêreld het vinnig kennis geneem. Natuurlik het dit in die groot Europese marke soos Frankryk en België verskyn. Maar vir my, die ware bewys van hoe universeel hierdie storie is, was uitsendings soos die Berber-weergawe in Algerië. Dit het net gewys dat daai temas van vriendskap en deursettingsvermoë, dit praat met mense. Maak nie saak waar jy is of watter taal jy praat. Maar kyk, dis 'n reeks wat dekades gelede begin het. Hoe bly dit so relevant en gewild vandag? Wel, die antwoord is eintlik redelik eenvoudig. Maklike, onmiddellike toegang. En ons kan moderne stromingdienste daarvoor bedank. Kyk, groot name soos Netflix en Prime Video het die hele Naruto saga vir almal beskikbaar gemaak. Jy hoef nie meer te wag vir 'n episode elke week nie. Die hele avontuur van begin tot einde is letterlik net 'n klik ver. En dis hoe die vlam van hierdie fenomeen so helder bly brand vir hele nuwe generasie. Al dit Naruto se eie storie in 2017 tot 'n einde gekom, was dit nie regtig die einde nie. Glad nie. Dit was meer soos die oorgee van die fakkel, want die nalatenskap, wel, dit leef voort. So, hoe het hulle dit gedoen? Wel, eerstens met 'n hele rits rolprente wat nuwe avonture en stories vertel het. Maar die grootste stap was om daai fakkel amptelik oor te dra aan die volgende generasie.
En daai nuwe generasie het 'n naam, Boruto, Naruto se seun. Sedert 2016 loop daai avontuur. Dit beteken hierdie wêreld word steeds op hierdie oomblik aktief uitgebrei en ontwikkel. So ja, die storie is nog lank nie verby nie. En dit los ons met een laaste, interessante gedagte. Met 'n hele nuwe generasie wat nou die leiersels neem. Wat dink jy lê volgende voor vir hierdie ongelooflike ninja wêreld? Want een ding is seker, die storie van Naruto is nog lank nie klaar vertel nie.